Baie dankie om Peter en die Perdekommando vir al julle moeite en dankie vir die vlaar, dit lyk pragtig. Ek gaan almal vra dat ons gou 'n stukkie die skrif uit saam lees, dit uit Nehemia 9 uit. En die kinders het ingegaan en die land in besit geneem, en eer die inwoners van die land, die Kanaaniete, voor hulle onderwerp en die land in hulle hand gegee. Hulle konings sowel as die volke van die land, om te handel soos hulle dit goed vind. Maar hulle het wederstrewig en opstandig teen u en u wet geword, en die wet agter hulle rug gewerp, en die profete wat hulle gewaarsku het, om hulle terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Daarom het hy hulle oorgegee in die hand van hulle teestanders, en hulle in benoudheid sou bring. Maar wanneer hulle in die tyd van hulle benoudheid die aanroep, het hy uit die hemel gehoor, en na u grote barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat hulle uit die hand van hulle teestanders verlos kon word. Maar sodra hulle rus gehad het, hulle weer kwaad gedoen voor die aangesig, en u het hulle oorgelewer in die hand van hulle vyande, dat die oor hulle sou heers. En hulle het dan u weer aangeroep, en u uit die hemel gehoor, en na hulle barmhartigheid hulle baie keer gered. En u het hulle gewaarsku dat hulle na u wet terug moet bring, maar hulle het vermetel gehandel en nie geluister na u gebooie nie, en teen u verordeninge, daarteen het hulle gesondag, waarvan geld dat 'n mens dit moet doen, sodat hy daardeur kan lewe. En hulle het 'n wederstrewige skouer gegee en hulle nek verhard en nie geluister nie. En u was baie jare lank moedig oor hulle, en u het hulle gewaarsku deur die Gees, deur middel van die profete, maar hulle het geen gehoor gee nie. Daarom het u hulle oorgegee in die hand van die volke van die lande. Maar die grote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want u is 'n genadige en barmhartige God. Ons is vandag slawe in die land wat u aan ons vaders gegee het, om die vrug daarvan in die volle seën te geniet. Daarin is ons slawe. En dit vermeerder sy opbrengs vir die konings wat u oor ons gestel het, om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggame, oor ons vee, en hulle willekeer, en ons is in groot benoudheid. Ek kan kom, hier sal ons almal as volksgenote by mekaar is, en net 'n gebed voor die Allerhoogste doen asseblief. Skepper en Hemelse Vader, ons staan vandag hier voor u Vader, om verskoning Vader, vir ons sondes, vir ons as enkelinge, en so ook vir ons as volk Vader. Ons het baie dinge verkeerd gedoen, en ons rug op u gedraai, en ons vra dat u ons sal vergewe Vader, en in hierdie tye van benoudheid, dat u ons stem sal aanhoor, want u en u alleen is God, en u regeer oor alles, en ons as volk is 'n groot benoudheid hier waar ons lewe, met die oorhand wat besig is, om al hulle magte teen ons op te bou. En ons wil vra Vader, dat u ons volk sal seën, en dat u die skille van ons volksgenote se oë sal laat afval, dat ons as volk voor u kan verenig, en terugkeer na u wet en u verordeninge, dat ons sal luister wat u vir ons sê, dat ons genade en barmhartigheid uit u uit kan kom. Ek gaan so ook vra vir almal wat hier saam by mekaar is, dat ons saam die Onse Vader bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde, net soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hy gaan vir ons die ramshoring blaas.
Seraphs besing sy majesteit, heilige skyn.